Goeiemiddag, dis Ina met resepte vir die lewe. Ons kyk vandag na Johannes 3. En nie die bekende gedeelte en die geliefde vers nie, maar ons begin by Johannes 3 vers 3. Jesus antwoord en sê vir hom, dis Nikodemus, voorwaar, ek sê vir jou. Ons het mos nou al geleer, as daar staan voorwaar, of truly, is dit 'n dubbele door. Hoe gelukkig is ons partykeer 'n eier oopbreek en daar's 'n dubbeldoor daar binnekant, né? So hierdie is 'n dubbeldoor eier. 'n Eier wat vir ons lewe bring. Voorwaar, ek sê vir jou. As iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Nikodemus sê toe vir hom, hoe kan 'n mens as hy oud is gebore word? Hy kan tog nie 'n tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan en gebore word nie. Maar Jesus antwoord, voorwaar, truly, double truth, ek sê vir jou. As iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy die koninkryk van God nie ingaan nie. Ouens, hierdie is twee baie belangrike verse. Die eerste een sê, as iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Vers 5 sê, as hy nie weer gebore word nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie. Ons mis hierdie ding. Daar's 'n baie groot geheimenis hieraan. Jy sien, as ons net gered is, dan is ons gered uit sonde uit. Maar wedergeboorte praat van 'n nuwe geboorte. 'n Geboorte wat vars is. Jy's in 'n nuwe familie ingebore, die familie van God. Paulus verduidelik dit ook in 1 Korintiërs 15 baie mooi. Hy sê, wat ek bedoel, broers, dit is nou vers 50, sê hy, vlees en bloed kan nie aan die koninkryk van God deel kry nie. Die verganklike kan nie aan die onverganklike deel kry nie. Hy sê, julle moet besef, julle moet verander, ons moet verander, anders kan ons nie deel word van die koninkryk van God nie. So ek wil so 'n bietjie gaan kyk na, wat beteken dit om die koninkryk van God te sien? Ek dink dit is vir ons moeilik om op die oomblik die koninkryk van God te sien met al die chaos wat aangaan. Ons weet nie eers meer wat is waarheid nie. Goed lyk so reg en dan is dit verkeerd en ons weet nie meer na wie moet ons luister nie. Jy sien, as ons oë gerig is op ons koning, dan sal ons altyd die koninkryk van God kan sien. En dalk as jy hom nie kan sien nie, daar waar jy is, moet jy dalk die koninkryk van God daar begin bou. Want jy sien, ons is bouers van die koninkryk van God. As nie weet, ons moet die bouer wees, 'n bouer wees in die koninkryk van God nie, dan breek ons partykeer af sonder dat ons eers weet. So ons moet die koninkryk van God kan sien. Ons kan slegs daar ingaan as ons wedergebore is en ons moet die koninkryk van God bou. En nou het ek gesê, ons sien dit nie altyd nie, want dit is so moeilik op die oomblik. Maar Lukas 8 vers 10 sê Jesus vir hulle, na aanleiding van die gelykenis van die saaier. Die disippels kom vra vir hom, verduidelik vir ons. En hy sê vir hulle, aan julle is dit gegee om die verborgenhede van die koninkryk van God te ken. Maar aan die ander, deur gelykenisse, sodat hulle, terwyl hulle sien nie, en terwyl hulle hoor, nie verstaan nie. Dis ook nie 'n lekker vers hierdie nie. Maar as jy besef, hy praat met die disippels en hy sê, maar ek gee dit vir julle, die verborgenhede van die koninkryk. As jy die woord ondersoek, as jy waarlik 'n disipel word van Jesus, dan sien jy die koninkryk. En jy leer die verborgenhede van die koninkryk van God ken. Op 'n ander plek sê Jesus vir iemand, niemand wat sy hand aan die ploeg slaan en agtertoe kyk, is geskik vir die koninkryk van God nie. Jy sien ons ou lewe, as dit ons nog vashou, dan kan ons nie deurdruk om hierdie verborgenhede van die koninkryk te leer ken nie. Romeine 14 sê Paulus, die koninkryk van God is nie 'n saak van eet en drink nie. Dis 'n saak van geregtigheid, van gehoorsaamheid aan God, van vrede en vreugde wat die Heilige Gees ons gee. Weet jy dat die woorde, die koninkryk van God, die sinsnede, nie in die Ou Testament voorkom nie. Dis slegs in die Nuwe Testament. Toe die koning
van die heelal, Yeshua Mashiach, gekom het om op aarde die grondgebied te kom inneem, om te kom sê, ek wil my kinders kom deel maak van die koninkryk van God. Toe hy hierdie boodskap bring van wedergeboorte, toe hy hierdie boodskap bring van, jy is binne in die koninkryk, sien dit raak, leef volgens die kodes van 'n koningskind, bou die koninkryk, werk in die koninkryk, sien jouself as koningskind. My boetie, my sussie, ons het dit al soveel keer gesê, en so baie keer luister ons nog na die ou vyand se leuns, dat ons nie goed genoeg is nie, dat ons haatlik is. Ek sê altyd, ons glo alles wat in die koerante staan, maar ons sukkel so om te glo wat in die woord van God staan. My boetie, my sussie, jy is 'n koningskind. Jy is die een wat die koninkryk van God kan bou. Maak oop jou oë. En as jy hom nie kan sien nie, as jy sukkel om hom te sien, hef jou oë op na die berge, want waar gaan jou hulp vandaan kom? Van die koning van die heelal. Mag hy jou vandag leer om die koninkryk te sien waar hy besig is, te sien waar hy jou wil hê, te sien waar hy wil hê jy moet bou, en dat hy vir jou sal wys as jy dalk besig is om die koninkryk so bietjie af te breek. Want jy sien, as ons nie vredemakers is nie, as ons nie vrede uitdra nie, dan breek ons die koninkryk van God af. As daar nie vrede en vreugde in ons omgewing is nie, as mense nie kan sien dat ons gehoorsaam is aan God nie, dan is ons dalk besig om die koninkryk af te breek. Kom ons bou. Kom ons neem die grondgebied in, soos wat hy geloop het op die aarde, en elke tree wat hy gegee het, het hy grondgebied ingeneem. Kom ek en jy betree hierdie aarde, loop elke dag met die wete in ons hart, dat ons die koninkryk van God uitbou. Jy is nie net 'n koningskind nie, jy is ook 'n ambassadeur van die koninkryk van God. Gaan maak 'n verskil, want waarlik, dis nodig, dat ons as koningskinders die koninkryk van God sigbaar sal maak vir ander mense. Aba Vader, dankie dat U ons koning is, dankie dat U ons koning Jesus gestuur het, om ons te kom leer wat dit beteken om wedergebore te wees. Ons loof U daarvoor. Amen.